sterk is jou geloof? Ons het vanaand gepraat oor die geloof van 'n mosterdsaadjie. Miskien het jy net daai geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie nodig om te vertrou op God, dat God iets vir jou wil doen. Dat God 'n wonderwerk in jou lewe kan doen. Ek staan vanaand hier so en ek dink, miskien sê jy, maar ek verdien dit nie. Ek wil jou sê jy verdien dit. Jy verdien 'n wonderwerk volgens God. God het juist gekom vir die ouens wat miskien die verste van hom af is op hierdie stadium. Hy het nie gekom vir ons wat gered is, hy het gekom vir jou wat ver van hom af is. Miskien het jy 'n verhouding met God, maar jy sê vanaand, maar Here, ek is nie heeltemal waar ek moet wees nie, so ek verdien nie daai wonderwerk. Ek wil vanaand vir jou sê, jy verdien 'n wonderwerk. Want God is 'n God wat wonderwerke in jou lewe wil doen. God wil iets in jou lewe verander. En vat dit vanaand, klein blik vir jouself. Ek kan my hart uitbreek en jy kan, as jy nie kan glo nie, as jy nie wil glo, kan dit nie gebeur. Partykeer moet ons uit die boot uitklim, partykeer moet jy op die water loop, partykeer moet jy die staf uitsteek en dat die rooi see voor jou kan oopkloof. Wat het jy nodig om vanaand te doen om te weet dat God daai wonderwerk vir jou wil doen? God is 'n God wat die onmoontlike moontlik kan maak. God is 'n God wat dinge wil laat gebeur in jou lewe wat jy nie eens gedink het kan gebeur. But it all depends on your faith. Hoe sterk is jou geloof? Glo jy dat God dit vir jou het? Klein dit dan vir dit. Maak dit jou eie. Moenie uitstap vanaand sonder om dit jou eie te maak, sonder om dit te klein en sê, Here, ek vat die victory, ek vat die oorwinning, ek vat daai wonderwerk wat ek voor glo en vertrou vanaand, vat ek dit vir my, Here, ek weet U wil dit vir my doen. Vir die wêreld lyk dit onmoontlik, maar vir my God is niks onmoontlik. En ons moet dit net glo. En dit is hoekom ek sê, daai klein mosterdsaadjie geloof vanaand. Dis al wat jy nodig het. En as jy weet hoe groot 'n mosterdsaadjie is, dis prakties. Sê dit is baie nodig. Net daai klein bietjie. En God kan die onmoontlike vir jou vanaand bewerkstellig. Daar waar jy staan, vat dit vanaand en maak dit jou eie. Hemelse Vader, ons kom net vanaand, ons hoef U dankie sê, Here, dankie vir die wonderwerke wat jy in ons lewe doen. Dankie dat ons weet dat U die God van die onmoontlike is vanaand. Here, dankie dat ek weet dat U vanaand in hierdie plek is en Here Jesus, al is ons net 'n paar, Here Jesus, weet ek dat U hier is vanaand en U wil vanaand vir iemand 'n oorwinning gee. U wil vanaand, Here, vir mense deurloop maak wat die vyand nie eens kan toemaak nie. Nie hulle wil te droom het. Here Jesus, vanaand wil U iets doen vir mense wat 'n begeerte het na die Here, wat honger en dors het. Dis al wat God vanaand vir jou vra. Honger en dors na my en ek sal vir jou die sluise van die hemel oopmaak. Ek sal vir jou dit gee wat jy nog nooit eers gedink het kan gee. Hou net vas aan my, moenie opgee nie, moenie moedeloos raak, moenie moeg raak. Hou aan fight, hou net aan fight. Ek is met jou. God sê vanaand vir iemand in die plek, my stok en my staf sal jou vertroos, maak nie saak wat. Ek sal jou dra wanneer jy moeg en moedeloos raak, sal ek vir jou nuwe vlerke gee, ek sal vir jou laat hoog bo alles uitstik. Hou net vas. God sê vanaand, hou vas aan my, vertrou my met die klein dingetjies. En jy sal sien hoe ek jou sal seën met die groot dinge. Hou net vas. Moenie moedeloos raak. Partykeer is jy besig, jy is so hard besig om te kap, jy is so hard besig om te fight for survival, dat jy vergeet om te leef. Hou op te fight, so hard fight for survival en begin leef, begin God loof, begin God prys, begin God al die eer gee. Sê vir hom dankie vir jou wonderwerke, sê vir God dankie vir dit wat hy besig is om te doen. Elke gebed wat jy bid, hoor God. Elke gebed wat jy bid, sien God
God jou raak. Miskien voel jy vanaand nietig en so onbenullig en jy voel jy's nie werd nie. Jy's juist werd vanaand. God het juist vanaand vir jou hier. So hou net vas. Hou vas. Dankie Here dat ons kan vashou aan die wonderwerke van ons amazing God. Here, dankie dat ons kan vashou en weet dat ons God leef, Here Jesus. Ek kom net vanaand, Here, en ek sit elke persoon by u voete neer vanaand, Here. Elke persoon wat 'n begeerte het vanaand, Here. Dis nou tyd, Here, dat u kom en ons harte kom verander. Dis nou tyd dat u kom en lewens verander, Here. Ons loof en ons prys u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die sitplek in jou. Ek wil jou vanaand bemoedig. En net sê, moenie moed verloor nie. Dit is baie keer so maklik. Die vyand kom plant mos sulke hare worteltjies in jou ore en stories in jou ore. En ons glo dit. Dit is my so amazing. Ons almal wat hier sit sê ons glo in God. Maar hoekom glo ons die duiwel meer? Hoor julle wat ek sê? Ons sê ons glo God, maar ons glo die duiwel eintlik meer. Want hy vertel vir ons leuns en ons glo daai leuns. En baie keer hou ons nog vas op aan daai verskriklike leuns wat vertel word. So daarom wil ek vanaand vir iemand sê, ek weet nie van wie dit is nie, maar ek wil vanaand vir sê, hou vashou aan die leuns van die vyand, hou vas aan God. Al lyk dit vir jou nie asof daar uitweg is, al lyk dit vir jou donker, soos pikgiet swart donker. God sê, ek is die lig aan die einde van die tunnel. Amen. So ja, ons is hier vanaand om hemelvaart te vier, en ek is so excited, want ek is, dit is nog weer my element, want ek kan vanaand iets vir julle share, en ek het al hierdie week met hierdie boodskap gestoei. Dan is ek hierdie kant toe met hom, dan is ek hierdie kant toe met hom, en dan het ek dit, en dan haal ek dit uit, en dan sit ek dit in, en dan gaan haal ek Pastor Dave se preek aan, en dan gaan haal ek dit weer uit, en so, ja, ek is ooralste gewees, so, kyk, so vanaand gaan ek sê wat ek glo in my hart, wat God op my hart gelê het, en wat ek net voel, ek wil net vanaand van vra, Here, help my vanaand om hierdie te doen. So, nou, so amazing hier, vanoggend, of eintlik gisteraand, kom Edward na ons toe, en hy kom in so paniek status daar by ons aangehardloop, en hy sê, ek moet môre by die skool, wil hulle 'n video doen, want gewoonlik doen hulle ook hemelvaart, hulle het 'n diens, maar ongelukkig het hulle 'n eksamen nou klaar begin, so hy kan nou nie, hulle kan nou nie hemelvaart doen soos gewoonlik wat hulle by die skool vier nie, maar hulle moet nou 'n kort video doen. En ons sê ja. En hy sê, en aangesien ek nou in beheer is van alles, moet ek nou gaan vertel oor wat is die betekenis van hemelvaart en hoekom vier ons hemelvaart. En ons sê nie is reg, ons sal jou help. En so gaan die aand aan en Milaniek is besig, die dag is besig, die res van die aand gaan en toe ons wees en toe slaap ons almal. En niemand het niks vir iemand gesê. En vanoggend klim ons in die kar en ons is op pad van 'n byl toe. En nog steeds onthou net maar niks. Maar ek weet daar moet iets gesê word, maar ek los dit. En op 'n stadium maak mamma af, en sy het ons môre 'n ou bloetjie daai, en sy sê, Edward, is jy nie veronderstel om nou iets te sê nie? En hy sê, ja, jette, ek het vergeet. En sy vra vir my, so wat gaan jy vir hom sê? Ek sê, ek het wat gaan vir hom sê nie. En dan ek los dit. Ek sê, okay, Edward, jy fokus nou net op eksamen, gaan skryf eksamen, ek sal vir jou iets stuur. En, maar nou, jy weet dat miskommunikasie tussen man en vrou, dit gebeur. En ek stuur vir haar nogal 'n boodskap. Ek sê, weet jy wat, ek dink dis die maklikste wat hy mag, dit moet nie langer as 'n minuut wees nie. So dit is die vinnigste en die kortste verduideliking wat ek vir hierdie amazing dag kan gee. Stuur ek vir haar. En sy sê nogal vir my, dankie. Ja, ek dink dit kan werk. Ja, en
bel my vrou my in 'n tyd, of nie, sy bel my oor iets anders te. En ek praat, en ek sien my foon, ek hoor nog 'n piep 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 in die agterkant. Ek sê, ek sê, mense soek my nou weer, en ek kyk sy en ek sê, dis Edwin. Ek sê vir liefie, ek dink Edwin soek my, want hy bel. En sy sê, praat maar gou met hom, dalk is dit 'n krisis. Ja, druk die foon dood, praat met hom. Ek sê, Edwin, hy sê, maar net nog niks vir my gestuur nie. Ek sê, Edwin, ek het vir jou ma gestuur om vir jou te stuur. Wel, my ma het dit nog nie vir my gestuur. Ek sê, Edwin, ek sal dit nou vir jou stuur. En hy sê, dankie oom, stuur dit toe nou maar vir hom en alles. Bel haar terug, of sy bel my, ja, bel haar terug, ek sê vir, Edwin het die boodskap gesoek wat ek vir hom gestuur het, jy nie vir hom gestuur het. Oei, ja, ek het vergeet. Weet, en ek toch maar, weet jy wat, hoe amazing is dit eintlik nie, want dat kinders nog hemelvaart en hy is so gretig om nou, hy wil daar nou die regte boodskap oor, hy wil nie net, hy kon nou enigiets gaan opmaak het, soos wat hy nou daar gesit het, want Edwin is nogal goed om stories op te maak, hy weet hoe om dit te doen, en nou nie lelik bedoel, hy het 'n baie groot imagination, okay? So, maar hy wil vir die mense, ten minste in die kort boodskap, iets sê wat waarde het. So, hoekom vier ons vanaand so hemelvaart? Hoekom vier ons vanaand hemelvaart? Om dit te celebrate wat God oorwin het in die eerste plek. Dat hy die dood oorwin het. Maar tweedens, dat hy 'n plek gaan voorberei het vir jou en vir my. Sodat ek en jy eendag saam met hom kan sit. En ek dink by myself, Here, dit is amazing. U het 'n plek gaan voorberei vir my, sodat ek by u kan wees. En dan is ek so besig hier op aarde, dat ek nie tyd het om vir u tyd te maak nie. As ek nou vir jou gaan vra, hoe was jou dag? Dan dit lyk nou van, bittend was dit nie. Terrible, okay. Why? Because our focus is not God. Our focus is worldly stuff. Every single day. Net soos ek sê, jy glo, maar jy glo ook nie, want jy glo meer van die, jy glo, maar jy glo die duiwel. So, jy moet jou prioriteite reg kry. Wie en wat glo jy? As ek nou vir jou vertel, ek weet nie kom ek hier gesê, ek is so gemaklik, ek is so relaxed hier so waar ek staan, en ek het gedog ek gaan opgestres raak, want ek was nog 'n bietjie gestres vir die tyd. Maar ek is actually nou so relaxed, ek is net om, as ek vir jou vertel, jy mag nie môre werk toe gaan nie. Jo, kyk daai twee vir mekaar nou, jy nou dis moeilikheid te môre. Okay, hierdie tannie van yes, okay. Maar ek vertel vir jou, jy mag nie môre werk toe gaan nie. En Pastor Dave mag nie môre werk toe gaan, hoor. Okay. En jy moet gaan. Maar kyk, maar wag nou, luister nou, jy mis die punt. Ek is bly as ek excited omdat jy nie môre moet gaan nie, maar jy moet gaan, hoor, by the way. Ek probeer net jou gaan 'n standpunt bewys. So, maar as ek nou vir jou vertel, jy mag nie môre werk toe gaan nie. Want jy is veronderstel om môre tyd saam met God te spandeer. Hoeveel van julle gaan dit doen? Ek moenie hande opsteek nie, want ek wil nou nie sien dat dit net ek is wat dit sal doen. It's not part of my company policy. Okay, want hoekom? Want jou company gaan vir jou mos nou vertel, hoe kan jy nou 'n dag afvat, né? Ja, maar julle mis wat ek probeer vir julle duisbring. Hoe redeneer mense nou met hierdie mense in hierdie plek? Ek sê, nee, so, hy wil vir my allerlei instings vertel.
jy gaan my nie van die stryd afkry, hoor? Okay, so wat ek eintlik vir jou wil sê is, ons is bereid om dit waar ons eintlik veronderstel is om te glo, op prys te stel, want die wêreld sê vir my, ek moet môre by die werk wees, want andersins gaan ek nie die einde van die maand 'n paycheck kry nie, want alwaaroor dit vir my gaan is my paycheck. Okay, en ek bedoel dit nou nie lelik nie. Hoor baie mooi wat ek sê. Ons prioriteite is nie God nie. Net soos ek sê, ek glo nie in God nie, ek glo meer wat die vyand vir my vertel. En ek bedoel dit nou met baie liefde vir jou, hoor. Ek probeer eintlik net kry om te glo. So, as ek en jy ons oë gefokus kan hou op God. God het gegaan om vir my en vir jou 'n plek voor te berei. En ek gaan vir jou lees wat jy glo my nie. In Romeine 8 vers 34 lees ons die volgende. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy het die dood opgewek. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. So God sit aan die, of Jesus sit aan die regterhand van God. Hy is besig om vir jou en vir my te fight, sodat ek en jy by hom kan wees. Maar ek en jy het nie genoeg tyd in ons daaglikse lewe om vir hom tyd te maak nie. Maar jy verwag, hy moet reg wees om die fight te fight vir jou. Maar ag Here, nie vandag nie, hoor. Ek gaan net gou 'n bietjie ek gaan 'n bietjie inlê vanoggend. Ek gaan net gou 'n bietjie dit doen. Jy weet, ek moet net gou 'n bietjie daai gaan doen met daai ou hy ja. Wag, kom ons doen dit mooi. Hallo? Is daar iemand tuis? Wie's jy? Petrus. Hallo Petrus. Van waar is jy? Here, ek ken nie dan ek gaan kerk toe. Ek gaan vertel vir die mense daar voor in die kerk hoe amazing hy is. Petrus? Wanneer laas het jy tyd saam met my spandeer? Here, dis 'n goeie vraag daai. Here, jy kan onthou, né? Ek moes gou net daai uitsorteer by die skool. En Here, toe het iemand my nodig gehad daar in 'n kant. Dit was vir u, Here, ek het vir u gou gegaan, ek het so toe gegaan. Ja, maar ek ken jou nie, want jy het nie vir my geken nie. Ja, Here, maar. Ja, Here, maar gaan nie werk nie. Ons is besig om Hemelvaart te vier. Hoor julle vir my? Ek en jy is veronderstel om vandag ons alles te gelos het en by die huis te gebly het en gesê, Here, ek fokus op u vandag, want dit is vandag 'n belangrike dag in ons geskiedkundige geskiedenis as 'n kind van God, dat u vandag opgevaar het hemel toe, sodat ek, wat Petrus is, en jy wie jy is, ek wil jou eie naam in hierdie storie invul, jy wat jy is, in die hemel kan kom, by God kan sit aan die regterhand saam met die Vader, en saam met Jesus, maar ek het nie tyd vir hom. So ek wil vir julle sê wat hier is van normaal tyd, julle tyd gaan maak vir God. Julle, dis belangrik dat ons tyd maak vir God. Want God wil hê ek en jy moet aan die regterhand van hom wees. Ons moet daar saam met hom in die hemel wees. Antoinette het nou dit baie mooi gesê. Dit gaan so mooi klink as ons almal sing haleluja, prys die Here. Maar ek gaan dit nie draai nie. Nou nie. Want dan gaan julle almal weghard. Ek glo my hart as ons daar kom van ons almal mooi sing. Weet jy wat? Ek besef elke dag al meer hoe belangrik die wêreld is vir 'n mens en nie God nie. En ek praat van myself ingesluit in hierdie kwessie. So jy is die enigste op wie ek pik vanaand, nie, by the way. God is besig om te veg vir jou en my, sodat ek en jy in die hemel kan kom, maar ons het nie tyd vir hom nie. En ons moet vir mense vertel hoe amazing God is.
Want dit is, en daar's niks daarom te twyfel nie. So wat 'n getuienis het jy vanaand? Wat 'n vars getuienis het jy vanaand uit God se hart uit? Of oor wat God vir jou gedoen het? Wat weet jy van God af? Hoeveel tyd spandeer jy saam met hom? Vra my nie. Want God is besig om... Nee. Jesus, wat opgevaar het hemel toe, is besig om vir jou en vir my te fight. Sodat ek nie by hom kan wees. Here Jesus, of Vader, kom na Jesus toe. En sê, kyk, het jy nou al gesien wat Petrus nou weer vandag aangevang het? Het jy gesien hoe kwaad het hy geword? Ja, Here, maar weet jy wat, Here, hy het baie stres. So Here fight, God fight vir my, Jesus fight vir my, hy probeer vir my, hy cover up my foute. Ja, maar hy maak nie tyd vir ons nie. Ja, Here, ek weet nie. Ek wil op daai stadium kom wat God my nie ken nie. Ek nie daai klop toe voor en dan kom daar en sê, Here, okay, wie is jy? Al weet God presies wie jy is, ek sê. Gaan jy nie weet wie jy is nie, want jy nie tyd gemaak. En dis actually wat ek vanaand vir wil sê, hoe belangrik is hemelvaart? Baie belangrik. Net soos wat Jesus se geboorte vir ons belangrik was. Want Jesus is gebore, jy weet dit, hy was 'n babietjie. Maria het hom gedra, sy het hom in die wêreld gebring, sy het hom groot gemaak, saam met Josef, hy het groot geword. Hy het die paar ou manne op hulle neuse wat kyk met kennis, die ouderdom van 30, is hy gedoop, paar disippels by mekaar gemaak, voorbeeld vir ons kom stel. Toe, 3 jaar later, toe sê die Here, dis nou tyd dat jy jou missie voltooi hier op aarde. Hy is gekruisig, hy het gesterf, hy het opgestaan. Nog vir 40 dae het hy rondgeloop. Dis op hemel toe. Nog al die tyd vir jou en my. Nog al die tyd vir jou en my. Vir niks en niemand anders. So net, ja, die kruisiging is belangrik. Die leë graf is belangrik. Maar net so is hemelvaart. Want God is besig, of Jesus is besig om vir jou en my te fight. Sodat ek en jy by hom kan wees. Totdat die Vader besluit om ons te kom haal. Johannes 20 vers 21 sê die volgende: Vrede vir julle sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So jy het nou 'n job. Ek ken vir Jesus. Ken jy Jesus? Ja, ek ken Jesus. Het jy verhouding met hom? Ek probeer. Okay. Wat is my job? Ek gaan vertel vir die ander daar buite dat Jesus leef. Kort en kragtig. Nadat hy dit gesê, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As jy vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As jy dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Maar hierdie belangrik, hy het oor hulle geblaas en hulle die Heilige Gees gekry. So die Heilige Gees is binne my en in jou. En dit is wat ons help elke
elke dag ons waarskuwingstekens gee, ons vertel hoe om te leef, ons wat skuldig voel as ons verkeerd doen. Dit alles het God gedoen, vir jou en my. Handelinge 1 vers 9 lees soos volg. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hy nog stik na die hemel kyk, het daar skielik 2 manne in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel toe en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom nou na die hemel toe sien opgaan het. So ons gaan Jesus sien terugkom. En is iets om na uit te sien, dat Jesus gaan terugkom om jou en my te kom haal, terwyl hy besig is op hierdie stadium waar hy nou is, om vir jou en vir my te fight, sodat ek en jy gered kan word, sodat ons by hom in die hemel kan, sodat ons die ewige lewe kan hê, nie die ewige dood, nie die ewige lewe kan hê. Dis die ding, ek en jy kan die ewige lewe kry, as ons in Jesus glo, en Jesus vertrou. Neem hom aan as jou verlosser en saligmaker. Stap op pad saam met hom. Vertel die res van die wêreld van hom. Maar niemand mag weet ek is 'n kind van God. Ooit nie. Ek is te bang. En nog gaan hy net sê. Sien jy daar? Jy moet my kyk oor die hand. En as jy vir God skam, om vir jou skam, sorry nou. Mense is so skaam vir die Here. Hy het jou gered. Hy het jou verlos. Hy het al jou sondes weggevat. Die wat jy nog steeds doen en gaan doen, vergewe hy ook. God gee elke dag vir jou 'n wonderwerk. God gee my elke dag 'n wonderwerk. Ja, asem elke nuwe dag. Bly nie paniek. Nie vir my lag nie. Sy lag moet ek vanoggend in paniek wakker geword het, okay? Weet jy wat, ek het toegelaat dat die vyand vir my 'n storie vertel, dat my vrou my kop afgaan byt, maar ek het vergeet om die tygersstraat te pomp. En ek het nie so vrou nie. Die vyand kom lieg vir ons, met klein goedjies in die lewe, sulke onbenullighede. Ek probeer dit nie as 'n grap uitmaak, ek probeer net dat ons besef hoe ernstig die feit is, dat ons toelaat, dat die vyand vir ons elke dag kom leuns vertel, vandat ons oë oopmaak, in plaas daarvan dat ons die Here dankie, prys en loof, omdat ons wakker geword het en nog 'n dag het om iets te doen in sy koninkryk, is ons, wat het nou gebeur, wat gaan nou weer vandag verkeerd loop? God het dit reeds oorwin. Staan vas op God se woord. Staan vas op God se beloftes. Om dit te doen, het ek net een versoek. Lees jou Bybel en bid elke dag. Wat se beloftes het God? Gaan lees jou Bybel. Het hy vir my beloftes? Ja, gaan lees jou Bybel. As jy jou Bybel ken, sal jy weet dat jy nie hoef te worry oor wat môre gebeur nie. Makliker gesê as gedaan, hè? Glo jy moet aan in God? Waar is jou geloof? Die Here is ons God, hy is ons hart. Ons sal niks kort kom nie.
So die vyand kom vertel vir jou 'n leuen wat jy glo. En as gevolg van die leuen wat jy glo, twyfel jy. En as gevolg van die feit wat jy twyfel, het jy vrees. En as gevolg van die feit dat jy vrees het, cloud dit jou judgment. En as gevolg van die feit dat jy die jou judgment gecloud word, kom jy by God uit. Here, ek het 'n probleem op hande, ek weet nie wat om te doen nie, maar U weet. Here, help my. Here, ek kom vandag na U toe en ek vra vir wysheid. Wanneer ons nie vir God vir wysheid gevra? Goeie wysheid. Nie verkeerde wysheid. Goeie wysheid. Nee, dit is moeilik. Ek kan nie God vir wysheid vra nie. Hy sê vir jou, vra vir my vir wysheid. En ek sal dit vir jou gee. Johannes 14 vers 1 sê vir my die volgende: Julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God. Glo jy in God? Glo ook in my. Jy moet in God glo, Vader, Seun. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Julle, Jy's besig om vir my 'n plekkie te kry. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plekkie te maak. So Jesus is besig, hy vertel vir sy disippels hier op aarde, ek gaan nog 'n rukkie hier by julle wees, daarna gaan ek op na die Vader toe, en as ek by die Vader is, gaan ek vir julle 'n plekkie voorberei, sodat julle ook 'n plekkie kan hê daar by my. Ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek gegaan het om vir julle 'n plek gereed te maak, kom ek terug na julle toe, om na my toe te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En die weg na die hemel toe is deur Jesus Christus, die Seun van God. Nie deur allerlei ander dinge nie. Jy kan alleen na die Vader toe gaan deur die Seun, Jesus Christus, wat gesterf het vir jou en my. En let wel gegaan, is saai dood, opgestaan het, saai dood, en opgevaar het hemel toe, saai dood, en besig is om vir jou en vir my te fight, sodat ons by hom kan wees. Hier is veronderstel om op te spring. Dit is die beste, maar die beste geskenk van God. En nou gaan ek vir julle ietsie gaan vertel, wat julle nie wil hoor nie. Wat moet dit vir julle vertel? Ons lees daarvan in Efesiërs 4. Dit is 'n langerige stukkie, so wees maar geduldig. Ek druk julle dit op die hart. Ek, wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Okay, dit was Paulus wat in die tronk gesit het. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, en geduldig, en verdra mekaar in liefies. Okay, wees lief vir mekaar. Pastor David ouens verstaan nie, hulle moet lief wees vir mekaar. Jy moet vir my ook lief wees, by the way. Okay? Ek is vir julle lief. Dis ook vir julle met julle raas vriend. Kyk, waar was ek? Liefde. Leer julle daartoe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God, een Vader en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawe uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee.
Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het. So Jesus het afgekom net om ons te herinner daarin, het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, net om ons sekerheid te gee, bo al die hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. So God het gekom, so seun Jesus afgestuur, aarde toe, sodat alles met sy teenwoordigheid gevul kan word. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word nie, deur elke wind wat van dwaalleer en valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë sal wegvoer nie. Nee, ons sal in hierdie liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. OK. Nou hoekom het ek nou vir julle hierdie verskriklike lang stuk gelees om vir julle die volgende vertel? Die skrif het nou net so pas gesê ons is een in liggaam. OK? Het julle mooi gehoor? So ons is deel van wie? Jesus Christus. So, ons het die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Reg? As jy, wat jy is, die Heilige Gees binne in jou het, is ek en jy veronderstel om dieselfde te dink. Want ons is een in Jesus Christus. En as gevolg van die feit dat ons een is in die liggaam van Jesus, is ons veronderstel om eintlik as een man op te tree. Stem julle saam of nie? OK. Amen. OK, dankie. So, as gevolg van die feit dat ek en jy een in liggaam, siel en gees veronderstel is om te wees, is ons nie veronderstel om iets van die ander persoon te sê. Is ons veronderstel as gevolg van die feit dat ons een in liggaam, siel en gees is, mekaar op te bou en nie af te breek nie. So my tekortkominge is nie veronderstel om deur jou wat my medegelowige is, sal ek julle sê, uitpassein te word vir die res van die wêreld. Okay? Want ons is nie perfek nie. Okay. So terwyl ek toe nou hierdie hele stuk lees en voorberei, besef ek dat as gevolg van die feit dat ons een in liggaam, siel en gees is, en veronderstel is om as een eenheid saam te beweeg, is ek en jy veronderstel om saam ons fokus op God te hê. Imagine yourself, almal kon nou vanaand hier ingestap het, en nog voordat ek iets gesê het, geweet het wat ek gaan sê. Omdat ons een in gees is, glo ons en vertrou ons saam. Hoekom sê ek dit vir jou? As die liggaam van Jesus Christus is ons veronderstel om saam mekaar te werk en nie teen mekaar.
Want wat is ons doel op die einde? Om saam in die hemel te wees. Reg? Pastor Dave wil ons almal saam in die hemel wees. Jy wil maklik saam met my in die hemel wees. Letia, wil jy saam met my in die hemel wees? Ek hoop so, dankie. Ookie, wil jy saam met my in die hemel wees? Dankie toch. Okay, ons wil saam in die hemel wees. So ons moet saam werk in die liggaam van Christus en mekaar nie teewerk. En ek bedoel dit nie nou om op tone te praat nie. Ek bedoel dit eintlik dat ons, omdat ons sê ons is een in liggaam, siel en gees eintlik, want ons glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees. So dieselfde Heilige Gees, want die woord van God sê dit is een gees. Wat verskillende gawes vir ons almal gegee. So ek het een gawe, Pastor Dave het 'n ander gawe, oom Jacques het 'n ander gawe, Okkie het 'n ander gawe, en die vrouens het baie gawes. Ek het geweet ek kan daarmee baie kry. Ons moet saamwerk vir die einddoel om almal in die hemel te kry. So as ons kinders van God is ons nie veronderstel om mekaar teen te staan en teen mekaar te wees. So die Heilige Gees is in my en die Heilige Gees is in jou. Wat eintlik dieselfde Gees is. So eintlik is ons veronderstel om saam te werk vir die groter doel wat daar is. Nie net om myself in die hemel te kry nie, maar om die mense om my in die hemel te kry. So werk jy vir God of teen God? Jou keuse. So kom terug na die feit vanaand. Ons is hier om hemelvaart te vier. Ons is hier om eintlik in eenheid saam te wees. Dis kom hier net gekom het. Sodat ons vanaand kon saam die Here dien. Saam die woord van God deel. Maar saam kan groei in Jesus Christus. Sodat terwyl God besig is om vir jou en vir my te veg, werk ons saam om ander ook by God uit te kry. So ek wil jou los met hierdie woorde vanaand. Onthou die volgende. God het sy seun Jesus aarde toe gestuur. As 'n babatjie. Dat lewe 'n voorbeeld is te wees vir jou en my. Hy het hom laat sterwe, hy het hom laat opstaan en hy het hom teruggevat hemel toe, sodat hy, wat die seun van God is, vir jou en my kan veg, sodat ek en jy in die hemel kan wees. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vanaand hier te ken. Wat 'n voorreg is dit om te weet dat U God is. Here, dit is so amazing om net in die teenwoordigheid te kom. Dit is net so amazing om U te dien. Dit is so amazing om U liefde te ervaar. Dit is so amazing om te weet dat U God is, die koning van die konings, Here Jesus. Papa Vader, ek bid vanaand en ek vra, Here, seën ons, lei ons en bewaar ons. Here, ek bid vanaand, Here, U ken elkeen van ons se harte vanaand, U ken ons begeertes vanaand. U weet waarvoor ons U nodig het, Here Jesus. Here, as vir U nie net nodig het nie, ons wil 'n verhouding met U hê, Here Jesus. So dankie vir die feit dat ek 'n verhouding met U kan hê. En so ook elkeen wat vanaand hier sit, Here Jesus.
Here, lei elke persoon in hierdie week verder. Here, daar waar hulle gaan, Here, dat hulle Heilige Gees geïnspireerde ore sal oopmaak om te luister na wat U vir hulle sê, Jesus. Sodat hulle nie die geleenthede mis wat U hulle bied om mense se lewens dalk aan te raak, Jesus. Papa Vader, ek bid vanaand net dat U vreugde en U vrede in elkeen van ons sal wees, Here. Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees en weet dat U God is. Here, gaan nou verder met elkeen van ons. Lei ons, bewaar en beskerm ons, Here, en dankie vir hierdie amazing dag wat U vir ons gegee het. Ek wil eintlik sê jammer dat ons as kinders van God dit vandag voluit gevier het, soos wat ons veronderstel was, Jesus. Here, dankie net vir alles wat U doen. Dankie vir elke gawe, elke geskenk, elke genade dag wat U in ons gee, Here Jesus. Dit is soveel om vir dankbaar te wees. So ek kom net en ek sê dankie, Here. Dankie vir alles wat U vir ons gee, dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir elke seën, elke blessing wat na ons kant toe kom, Here. Gaan nou met ons, lei ons en bewaar ons, Here. Ek bid dit alles in U groot en heilige